Goeiemôre, baie welkom. Dit is vir my lekker om saam met jou weer vandag op hierdie platform te kuier. En as jy daar is in jou huis en jy is besig om daai koffietjie lekker nader te sleep, of jy luister na my terwyl jy in die kar is, of jy is by die werk, geniet hierdie oomblik saam met my. Ons is in week 4 en ons sluit af met hierdie baie besonderse reeks met die naam Ek glo in jou. Ek wil begin met 'n storie wat jy sekerlik ken. Dis nie 'n Bybelse storie nie, dis 'n rugby storie. Julle onthou almal daai dag toe Cheslin Kolbe daai ongelooflike 3 in die wêreldbeker finaal gaan druk het, né? Daai oomblik toe die hele land in ontploffing gegaan het. Mense het geskree, ander het gehuil. Ek dink party van die mense het selfs in tale begine bid. Dit was nie net 'n 3 nie. Dit was 'n ongelooflike oomblik wat 'n nasie hoop gegee het en bymekaar gebring het. En hier is die volgende, hierdie is belangrik. Daar was 'n tyd dat mense vir Kolbe gesê het dat hy dit nooit sal kan maak as 'n rugbyspeler nie. Want hy's te klein, hy's te lig, hy word te maklik afgekeer. Hy gaan dit nooit maak saam met die groot manne nie. Hy gaan dit nie kan uithou nie. Ek wonder hoeveel jong spelers het al daai woorde gehoor dat jy is eenvoudig nie goed genoeg nie. Maar iemand het wel in Kolbe geglo. Sy familie, sy afrigters, sy spanmaats. Hulle het vir hom gesê, jy het wat dit is om 'n Springbokspeler te word. Byt net vas, hou aan. En omdat iemand in hom geglo het, het hy self begin glo. En vandag is hy 'n legende. Nie net omdat hy die talent het nie, maar omdat iemand hom gedra het met hulle geloof in hom. Nou hoor my mooi, jy en ek sit vandag hier en is vandag in hierdie oomblik en ons het nie noodwendig alles uitgesorteer en is nie self uitgesorteerde mense nie. Nie een van ons is nie. Jy is waar jy is omdat iemand in jou geglo het. Iemand het jou kerk toe genooi, iemand het vir jou gebid toe jy nie wou bid nie, iemand het jou opgetel toe jy geval het, en die grootste van alles, God self het in jou geglo toe jy nie eens in jouself kon geglo het nie. En dit bring my by die vraag vandag wat ek vir jou wil vra. Wie glo in jou? Want dit is nie net oor wie in jou geglo het nie, dis ook jou beurt vandag om iemand anders se Cheslin Kolbe te wees. So kom ons kyk vir 'n oomblik na Jesus. Toe hy besef het, hy het net 3,5 jaar oor op hierdie aarde, wat doen hy? Hy probeer nie alles by homself te doen nie, en hy kon, want hy is die seun van God. Hy het die mag gehad om selfs alles in sy vermoë reg te maak, maar hy kies 'n ander pad. Hy besluit om mense te kies, mense soos ek en jy. Hy kies 12 disippels, gewone ouens, en hy begin in hulle te belê. En wat doen hy met hulle? 3 eenvoudige stappe wat ek met jou wil deel vandag. En ek wil hê jy moet dit onthou. Ek wil hê jy moet dit saam met my sê vandag. Ontdek, ontwikkel, stuur. Kom sê dit saam met my vandag. Ontdek, ontwikkel, stuur. Nog een keer. Ontdek, ontwikkel, stuur. En hoe lyk dit prakties? Eerstens, Jesus ontdek mense. Hy loop verby 'n tollenaar se tafel en hy sien vir Matteus. Matteus is besig om sy eie mense uit te byt en hy's briljant daarin. Maar briljant in die verkeerde ding. Hy het 2 stelle boeke gehou, een vir die Romeinse regering en een vir homself. En Jesus kyk na hom en hy sien iets anders. Hy sê, Matteus, volg my. Almal anders sou natuurlik gesê het, onmoontlik, hierdie ou is korrup, hy is 'n verraaier, bly weg van hom af, moenie besigheid met hom doen nie. Maar Jesus ontdek die goud onder die gemors en hy weet iets wat Matteus nog nie weet nie. Matteus gaan die eerste boek van die Nuwe Testament skryf. Hy gaan die geslagregister tel en die stories van Jesus neerskryf. Matteus sou nooit daaraan gedink het nie, maar Jesus het in hom geglo. Tweedens kom Jesus en hy ontwikkel mense. Jy kry vir Thomas. En I meen, arme Thomas het 1 keer in sy lewe getwyfel en vir die res van geskiedenis is dit opgeskryf dat hy is bekend as ongelowige Thomas. Maar Jesus skryf hom nie af nie. Hy werk met hom, hy ontwikkel hom, hy wys hom die wonde in sy hande. En raai wat? Die geskiedenis sê vir ons dat Thomas het verder as enige ander disipel gereis. Hy het al die pad Indië toe gegaan sonder vliegtye of 'n GPS soos wat ons vandag het. En hy het kerke geplant wat tot vandag toe nog bestaan. Daar's gemeentes wat hulself Thomasiete noem. Nou dink net, die een wat almal afgeskryf het, hierdie evangelie die verste gevat van al die disippels. Derdens, stuur Jesus mense uit. Met ander woorde, toe hy klaar sy disippels ontdek het, hulle klaar ontwikkel het, stuur hy hulle uit. En hy sê in Matteus,
en ek wil hê jy moet saam met my lees, sê Matteus 28 vers 18 tot 20, hy sê, gaan maak disippels van die nasies, doop hulle, leer hulle alles wat ek julle geleer het. Hy sê, nou is dit julle beurt. Julle is gereed. Dis Jesus se model. En dis ons model vandag. Ontdek, ontwikkel en stuur. Maar dan is daar apostel Paulus en sy manier hoe hy dinge gedoen het, en hy het ook 3 maniere gehad wat hy toegepas het. Hy vat 3,5 jaar van Jesus se bediening en hy sit dit letterlik vas in 1 vers, en ek wil hê met die vers saam my lees vandag. 1 Korintiërs 3 vers 10 sê, volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos 'n bekwame boumeester 'n fundament gelê. 'n Ander bou daarop, maar elkeen moet mooi kyk hoe hy daarop bou. So hoor jy wat hy sê hier? Dis 3 belangrike dinge wat Paulus vasvang in hierdie skrifgedeelte. Hy sê heel eerstens dat jy is 'n bouer. So Paulus sê, ek is 'n bekwame boumeester. Hy sê eintlik, ek bou doelbewus. Ek bou met 'n plan. En ek wil dit vandag vir jou sê, jy's ook 'n bouer. Jy bou iets met jou lewe. Jy bou 'n gesin, jy bou 'n loopbaan, jy bou jou nalatenskap. Jy bou jou verhouding met God. En elke dag lê jy stene. Jy kan nie bou nie. Jy's of besig om reg te bou of verkeerd te bou, maar hier's die ding, jy bou. 'n Tweede ding wat uit daai vers uit staan is, hy sê iemand het die fundament gelê. Aan die ander woorde Paulus kom sê, hy sê ek het 'n fundament gelê en ander bou daarop. Met ander woorde, jy is nooit op jou eie nie. Jy bou altyd op iemand anders se werk. Jy's nie 'n selfgemaakte man of vrou nie. Dis absoluut nonsens om te sê ek is 'n self-made man or woman. Nee, jy's die vrug van mense wat voor jou was. 'n Ouma wat gebid het, 'n onderwyser wat jou geleer het, 'n mentor wat jou gedruk het, 'n ouer wat vir jou gesorg het. Jy bou op 'n fundament wat iemand anders in jou lewe kom lê het. En dan 'n derde ding wat uit daai vers uit staan is, Paulus kom waarsku ons. Hy sê dis nou jou beurt. Elke mens moet mooi kyk hoe hy daarop bou. Nou lê dit in jou hande. Dan word jy kan nie beheer wie jou gebou het nie, maar wat jy wel kan doen is, dalk was dit wat gebou was dalk goed, of dit was dalk swak. Maar jy het 'n keuse hoe jy verder gaan bou. Jy het 'n keuse watter fundament jy vir die volgende generasie gaan los. Ek hou van hoe Paulus dit stel. Hy sê eintlik, onthou die verlede, bou in die hede en dink aan die toekoms. Onthou wie in jou geglo het. Bou doelbewus vandag en berei iemand voor wat na jou gaan kom. En dit alles is moontlik omdat God self sê, ek glo in jou. Onthou vir 'n oomblik net wie in jou geglo het. Ek wil hê jy moet nou 'n oomblik net vat en in jou lewe net so half rewind, gaan terug in jou kop. Dink aan die mense wat in jou geglo het, toe jy self nie geweet het dat jy iets kan doen of dat jy dit kan doen nie. En dalk was dit jou ma of jou pa, of dalk was dit 'n ouma wat elke aand vir jou by naam gebid het. Dalk was dit 'n onderwyser wat gesê het, jy het die talent. Dalk was dit 'n sportsafrigter wat jou harder gedruk het omdat hy of sy gesien het dat jy meer in jou het en meer kan doen. Dalk was dit 'n mentor, 'n pastoor, of sommer net 'n vriend wat op die regte tyd gesê het, ek glo jy kan. Jy is vandag waar jy is, omdat iemand 'n fundament onder jou gelê het. Jy dalk vergeet, maar God het jou nie sonder mense kom los nie. En miskien is dit tyd dat jy dit erken. Miskien moet jy vanaand of môre 'n boodskap dalk net stuur en iemand bel en net sê, dankie dat jy in my geglo het. Want daai oomblik is kragtig. Net daai woorde kan 'n ouma se hart warm maak, of 'n vriend bemoedig, of 'n mentor wys dat sy tyd wat hy belê het in jou nie verniet was nie. Kyk, ons is vinnig om te kla oor mense wat ons seermaak, nê? Of ons teleurgestel het. Maar dalk is dit tyd dat ons 'n paar mense beloon met dankbaarheid. Want jy het nie hier uitgekom op jou eie nie. Jy het nie. Iemand het eenvoudig in jou geglo. En weet jy wat? Party van daai mense weet dalk nie eers hoeveel hulle bygedra het in jou lewe wat jy is vandag nie. Dis letterlik 'n sin van bemoediging, 'n klein gebed,
'n eenvoudige voorbeeld. Dit het jou lewe gevorm. So ek wil jou uitdaag vandag. Stuur vandag 'n boodskap, bel iemand, sê dankie, want wanneer jy terugkyk, sien jy duideliker hoe God mense gebruik het om jou te bring waar jy vandag is. My vraag aan jou vandag is, wie wag vir jou? Ek wil jy moet vir 'n oomblik vorentoe kyk. Die vraag is nie wie in jou geglo het nie, die vraag is ook wie wag vir jou? Wie is daai jong man of jong vrou wat niemand raak sien nie, maar wat God vir jou wys, hier's goud onder die oppervlak. Wie sit in die kerkbank, dink hulle is jonk of onbelangrik en wag eintlik net vir iemand soos jy wat hulle ontdek? Wie is die volgende Cheslin Kolbe in jou lewe? Hy het talent, maar hy glo nie in homself nie. Hy wag vir 'n afrigter wat gaan sê, ek sien iets in jou. Dis waar mentorskap inkom. Dis disipelskap. Dis nie 'n Bybelles of Bybellesse in klasse nie. Dit is om te sê, ek sien jou, ek glo in jou, kom saam met my. En dis presies wat Jesus gedoen het. Hy het mense ontdek wat die samelewing afgeskryf het. Matteus die korrupte tollenaar, Thomas die twyfelaartjie, Petrus die man wat hom 3 keer verloon het, maar Jesus het hulle nie afgeskryf nie. Hy het hulle ontwikkel en toe het hulle uitgestuur. So ek vra jou vandag, wie moet jy ontdek? Wie moet jy ontwikkel? Wie moet jy uitstuur? En hier sê ding, jy hoef nie in hulle perfekte pakkie te glo nie. God vra jou om te glo in die mense wat nog ongeslypte diamante is. Die wêreld sê, dis 'n twyfelaar of dis 'n sondaar of hy of sy is 'n mislukking, maar God sê, ek gebruik presies daardie mense wat die wêreld afskryf. Ek dink aan my eie lewe. Ek staan nie hier omdat ek ongelooflik slim is of sterk is nie. Ek staan hier want mense het my 'n kans gegee en 'n kans op my geneem. Hulle het juis gesê, Roshai, jy kan dit doen. Ek sien iets in jou. Hulle het my gehelp letterlik om te glo en in wie ek is, waar ek nie eers geweet het hoe om dit te doen of wie ek was nie. So net soos iemand dit vir jou gedoen het en vir my gedoen het, nou is dit jou beurt om dit ook aan iemand anders te doen. Hoe maak ons hierdie oomblik prakties? Want jy kan ook sit en net by jouself dink, ja, dis mooi in teorie, ontwikkel, ontdek en stuur, maar hoe lyk dit in die maandag en regte lewe, die oomblik wanneer ons terugkom, wanneer die tek hierdie teer slaan? Ek wil vir jou sê, mentorskap is nie altyd 'n formele klas of 'n kursus nie. Dis nie altyd 'n dik handboek of 'n Bybelstudie in 'n lokaal nie. Nee, dis baie eenvoudiger en baie meer eg. Mentorskap is intentioneel, dis verhoudingsgedrewe, dis transformerend. Dis om iemand saam met jou winkel toe te vat en in die kar met hom of haar te gesels. Dis om saam koffie te gaan drink en vrae te vra oor die lewe en die Here. Dis om vir iemand te wys hoe jy bid, hoe jy besluite neem, hoe jy jou huwelik hou, hoe jy jou kinders grootmaak, hoe jy jou werk met integriteit doen. Ek wil net vir 'n oomblik net kyk hoe Paulus daarna kyk. Hy het vir Timoteus ontdek en toe in hom belê. En hy het nie net vir hom 'n Bybelkursus gegee nie, hy het hom saamgevat, hom ingeskryf in die storie wat hy mee besig was. En hy het vir hom gesê, in 1 Timoteus 4 vers 12, en ek wil hê jy moet saam met my lees, moenie dat mense op jou neersien, omdat jy jonk is nie. Stel 'n voorbeeld in geloof, in liefde, in reinheid. Timoteus het nie net Paulus se woorde gehoor nie, hy het sy lewe gesien. Hy het gesien hoe Paulus bid, hoe hy preek, hoe hy ly vir die evangelie, hoe hy aanhou selfs in die tronk, en dit het Timoteus se geloof kom vorm. Nou, hoe lyk hierdie vir my en vir jou? Hoe lyk hierdie vir ons? Jy kan presies dieselfde doen. As jy ouer is, nooi iemand jonger om saam met jou te stap. Deel jou wysheid, jou foute, jou oorwinnings. As jy jonger is, wees soos Timoteus, vra, skryf notas, soek iemand om jou te leer. Ek dink ons maak dit soms regtig moeilik wanneer dit kom by mentorskap, want mentorskap is nie 'n groot program nie, dis net mense wat actually saam lewe. Jy het 'n Paulus nodig en jy het 'n Timoteus nodig. Jy het iemand nodig om jou te vorm en jy het iemand nodig wat jy self vorm. En hoor my mooi, as jy wag tot die perfekte oomblik voordat jy iemand anders mentor, gaan jy absoluut nooit begin nie. Paulus was nie perfek nie, selfs Timoteus het maar geworstel. Dis nie oor perfek wees nie. Dis om teenwoordig te wees. Dis om te sê ek's hier. Ek deel my lewe. Ek glo in jou.
En hier is die ding, party van julle sit hier en dink, wel goed, ek verstaan die idee, maar wat prakties moet ek doen? Paulus en Timoteus se verhouding gee vir my en vir jou 'n duidelike leidraad ten opsigte van dit. En ek wil jy moet so daarna kyk. As jy Timoteus is, met ander woorde jy is nog jonk in jou geloof, jy's 'n seun of 'n dogter, dan heel eerstens, en as jy dit neerskryf, skryf hierdie neer. Vra, luister, neem notas, wees honger om te leer. As jy saam met iemand stap wat verder as jy in die lewe is, moenie probeer maak asof jy alles weet nie. Vra, luister, skryf dit neer. Al klink dit klein, dit kan jou lewe verander. Tweedens, doen wat hulle vir jou sê. Dis nie genoeg om net te hoor nie, jy moet dit actually toepas. En Paulus het dit vir die Filippense geskryf en vir hulle gesê in Filippense 4 vers 9. Lees saam met my. Leef volgens alles wat julle van my geleer, gehoor en gesien het. Doen dit. Dis hoe jy groei. Derdens, as jy Timoteus is, wys eer. En dis nie oudtyds nie, dis Bybels. Jou mentor hoef nie perfek te wees nie, maar jy wys respek vir die genade van God wat deur hulle vloei. Daai eer maak jou hart oop om te ontvang. So hierso, as jy 'n Paulus is, met ander woorde as jy 'n vader of 'n moeder in die geloof is, hier is wat jy kan doen. Eerstens, deel jou lewe. Nie net jou kennis nie, jou lewe. Paulus skryf in 1 Tessalonisense 2 vers 8, en jy kan saam by volg, ons was bereid om nie net die evangelie met hulle te deel nie, maar ook ons eie lewe. Dan word 'n mentorskap beteken, jy wys iemand jou werklike lewe, hoe jy met geld werk, hoe jy met jou kinders praat, hoe jy woede hanteer, hoe jy met jou verhoudings werk. Tweedens, as jy Paulus is, wees 'n voorbeeld. Mense kyk meer na jou lewe as wat hulle luister na jou woorde. Paulus sê vir Titus, wees 'n voorbeeld in alles. Jou lewe is jou grootste preek. En dan derdens, vertel stories, want mense onthou stories, lank nadat hulle jou punte vergeet het. Vertel jou stories van mislukkings, van oorwinnings, van genade. Stories dra waarheid in hulle harte. So of jy nou meer soos 'n Timoteus is, of meer soos 'n Paulus is, jy het 'n rol. En jy kan nie afsydig wees met dit nie. Jy kan nie sê, wel dis nie vir my nie. As jy asemhaal, het jy of iemand om by te leer, of iemand om te leer. In werklikheid het jy eintlik al twee. So ek gaan jou uitdaag. Hier is my opdrag vir jou. Dis eenvoudig, maar dit kan absoluut lewens verander as jy hierdie toepas. Binne die volgende 2 ure van die oomblik wat jy hierdie boodskap hoor, wil ek hê jy moet 3 mense in jou lewe kontak. Daai 3 mense kan jou kind wees, jou vriend wees, 'n kollega, jou man, jou vrou, en dan sê jy vir hulle net hierdie 3 woorde. Ek glo in jou. Dis dit, nie 'n hele preek nie, nie 'n lang verduideliking nie, net ek glo in jou. En jy sal verbaas wees wat dit in mense se harte begin losmaak. Want party mense het nog nooit gehoor iemand glo in hulle nie. Party het lanklaas gehoor dat iemand in hulle glo. En jy kan die stem wees wat hoop terugbring. En weet jy wat? Elke keer as jy daai woorde sê vir iemand, herinner dit jou ook. God glo in jou. En hy het jou nie gered nie, of hy het jou nie net gered nie, hy het jou geroep, hy het jou toegerus, en hy het jou geplaas om 'n verskil te kom maak in die lewe waar jy is. Kan ek saam met jou bid vandag? Here, ons vra vandag dat U ons harte oopmaak, dat ons sal sien wie U op ons pad plaas om te bemoedig. Gee ons die moed om die woorde te sê, om ander op te bou, om in hulle te glo, net soos U in ons glo. Dankie dat U ons nooit los nie, en dat U altyd die beste in ons sien. Is my gebed in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek wil vir jou dankie sê dat jy saam met my gekyk het. Ek hoop om jou eendag by ons kampus, by 99 Bowden Road, Kaleido Benoni te sien. Maar tot dan, mag jy 'n awesome week hê. Mag die Here jou seën. Totsiens.